Okay, so, aardappelplant, nee. Nou, dis een van hierdie bedrywe wat 'n bietjie agtergelos is oor die jare. Jy weet, hulle het nog hier en daar plant die ouens met die hand. En daai actually werk, want jy kan aan my toukie, dan kan jy die merkies maak. Plant hulle een vir een, maar so effens arbeidsintensief. Wat van as jy jou aardappelmoere presies kan neersit? Ek praat hier met Franso Turner, hy gaan my meer verduidelik. Hoe werk hierdie hele besigheid van hulle hier agter? Hulle het 'n presisieplanter, aardappelplanter. Check bietjie hierso. Franso, hoe gaan dit? Nee, goed André, goed om jou vir die eerste keer te ontmoet. Dis regtig aangenaam. Ek gee my bes, nee. Okay. Sê 'n bietjie vir my. Okay, right. Verduidelik my gou, julle het 'n nuwe manier, ek sê 'n nuwe manier, maar kom ons sê half 'n unieke manier van hoe jy dan nou aardappels plant op die einde van die dag. Verduidelik my gou die huidige way wat die ouens dit doen op die wat is waar is die tekortkominge? Okay, die tekortkoming is dat verskoon my stem is so 'n bietjie jis. Tomaas is aan dieselfde boot, ja, nee. Is laat die konvensionele ouens plant en reguit rye. Ja. En dan sodra aardappelknol se wortelstelsel met sy buurman interfereer, dan kom hy agter daai kompetisie. So ons probeer skuif dit so ver moontlik. Soos enige plant maar op die einde van die dag. Sodra daar interaksie of kompetisie is, dan sê die plant vir homself, maar hier is ons kompetisie, ek moet dit terugsny. So as jy daai plant so ver moontlik kan skuiwe in jou oppervlak en jy kan dit doen totdat hy ver genoeg gegroei het, dan is dit op so 'n punt dat as hy dit agterkom, dan het hy dan het hy klaar sy knolle gevorm. So dis maar wat ons doen. Okay, right. So hierso het julle basies dis hier is 1.5 bedding. Ja, 1.5 bedding. Right. Wielspoor. Ja, so is 1.5 tot 1.5 daarso. En as ek hom uitmekaar uit wil hê, dan op die einde van die dag, dan plant ek hom soos wat ek hom hier geplant het. Ja, maar ek kan dit nie anders doen nie, want hierso is te min oppervlak. So as jy 1.5 wielspoor vat, wat baie ouens nog doen, 1.5 wielspoor met 750 spasiering, 750 mil tussen die ry en jy tel 20% by, dan kom ons hier na toe. En wat 20% bytel impliseer, ons het 20% meer plantoppervlak, maar ook 20% minder wieltrap. Ja. So wat ons toe besef het is dat as jy dan dit kan optimaliseer, baie ouens vra vir my, maar hoekom maak as die 2 meter nie? Ons kry dit reg in 1.8 meter. Want in 2 meter moet jy dan 'n 5de ry plant. Ja. En ons gaan nie dit kry. So dis optimaal. Right. En dan basies maar hierdie lyk amper vir my soos die jy weet op baie mielieplanters ook wat die ouens die twin rows het, nê? Nee? Ja. Waar hulle amper probeer stagger, as ek dit so kan stel. Ja. Wat is die gedagte agter dit? Okay, dit is om die kruisafstand baie meer te maak, maar natuurlik met aardappelmoere moet jy dit 200 mil diep kan plant. So as ek hier kan wys, hier het ek 'n baie goeie voorbeeld. So dis die knol daai en dit is presies 8 duim van bo af. En dan plaas ons ook die fosfaat rondom die moer, wat geweldige voordele inhou. En dan het ons ook ripverd. Ons plaas glad nie bandplaas kunsmis nie. Ons broadcast dit oor. Wat beteken die ripverd dan nou? Ripverd, ja, daar's 'n ripper onder kan julle sien, ons gaan dit op die plantdruk wys. Die hele oppervlakte word losgemaak hierso. En dan val die kunsmis aan die bokant. Dit kom glad nie by die moer uit nie. Maar soos die moer het onmiddellik fosfaat nodig. So ons wen jou 2 weke groei hierso. Aardappelmoer het fosfaat nodig om onmiddellik alles te doen wat hy moet doen. Maar kan jy fosfaat nie nou die moer brand nie? Glad nie, fosfaat enkel super brand dit nie. Maar daar's mos 'n verskillende fosfaatbronne. So maar as ek 'n klomp stikstof byvoorbeeld daar neersit, dan kan ek dalk brand kry. Ja, daar's 'n groot voordeel. As jy in baie warm omstandighede plant, is daar baie groot voordeel met MAP. MAP 13% stikstof, maar as jy uitwerk 200-300 kg per hektaar wat jy gee, is dit maar iets 11% is maar bietjie meer as 20 kg op 'n hektaar. Ja. Maar glad nie verskil nie, maar daai chemiese reaksie waar daai kunsmis ontbind, is daai stikstof tot groot voordeel. Maar Maxifos, dubbel super, maar enkel super brand glad nie. Dis tot reuse voordeel. Ons het agtergekom jou wortelontwikkeling, jou knolvorming. As jou fosfaat daar is, hoef jou knol nie te gaan soek na fosfaat nie. Dis soos by hom. Dis soos 'n mens wat water nodig het. Moet ek nou 1 kilometer ver loop om te gaan water haal? Nee. As ek my water by my het, drink ek dit. Aardappelknol het fosfaat nodig.
Soos enige plant op die einde van die dag. So. Right, okay, so kort en nie lank is, die konsep gaan nou oor, ons sit hulle nou so neer, okay, maar om dynamos nou te doen in theorie is een ding, nee, maar dit om actually in praktyk reg te kry, want as ek nou dit loop doen, nee, kom ons sê, ek skuif om hierdie kant toe, nee. So met ander woorde, hierdie is in praktyk. So hierdie moere is 250 mal uitmekaar uitgeplant. So kom ons vat 'n hektaar, 100 by 100 meter maal is 10.000 squares. Ons het 1.8 wielspoor, deel deur 2 is 0.9, so 10.000 verdeel deur 0.9 gee vir ons 11.111 meter plant ons reguit. Ja. Ons plant 45.000 knolle, dit gee vir ons 250 mil spasiering, 250 mil, 250 mil, 250 mil, daar gaan te gou interaksie wees. Dan ultra kwad ons dit. So dis presies dit, maar dis vir ultra, maar kyk die kruisafstand. Die kruisafstand is 450. So dis 'n geweldige verbetering. Aan die ander kant is eintlik nog 'n groter ding. Baie ouens glo dat as jy chats plant, moet jy hulle saai. Jy moet hulle saai en dan kom die groot probleem, daar's te veel interaksie. Nou 'n chat plant jy tussen 120 en 150 uitmekaar uit. So kyk gou wat doen ek nou hierso met 150s. So ek plant nou my chats 150 uitmekaar uit. En ons weet, 'n chat gaan net 1 of 2 halms groei. En sodra jy dit ultra kwad, kyk dit wat gebeur. Kyk wat maak jy met daai chat. So nou gaan jy mos sien, jy kan nou nog nader in mekaar plant. So maar kyk jy kruisafstand. So 'n chat gee gewoonlik vir 1 of 2 halms. En dan maak jy vir jou 4 of 5 of 6 knolle, maar nou gaan jy die knolle groot kry. So hier's 'n geweldige voordeel in hierdie ultra kwad, Turner se ultra kwad, om daai knolle groot te kry want jy die oppervlak. Nou okay, daai is die beginsel, né? Ons lyk nie van kompetisie nie, want ek wil nie met my maatjies stoei nie. Nee. Hier is die teorie, kan ons gou na die teorie toe gaan. Right. Kyk hier. Dis die teorie. So daar's die wielspoor. So daar's die middellyn en dis 800 uitmekaar uit, daar's redes voor. En dan as jy dit op die middellyn plant, maar as jy dit ultra kwadraties raak die oppervlakte meer. Ek is met jou. So dit is op die einde van die dag, ons wil kompetisie elimineer. Okay. Ja. Maar om dit nou te sê in teorie, daar te kyk, is een ding, né? Ja. Maar hoe kry ek dit in die praktyk reg? Okay. Maar voordat ons na die planter toe gaan, ek wil die planter sien. Maar uit dit het ons pragtige woorde saamgestel. Optimale groeisone. Ultra wide quad, phosphyton seed, Ripford, Oxy-V, tandem disc bed forming, defiance of soil resistance. So, dis een ding om goed daar te pak, maar om het te plant, het ons ook besef dat daar's iets soos aerodynamika, maar ons het ook besef daar's grondaerodynamika. Ja. So as dit na die planter toe gaan, ons besef is dat ons plant nie net altyd in sand nie, ons plant nie net altyd in sandleem nie. Wat van die turf, wat van die klei, as daar grys by is, klippe. So, en dan wat vir ons baie belangrik is op die ou ende, significant bigger size. So ons kan alles dit sê, maar die aardappelboer glo ons se perspektief moet wees opbrengs. Size, kwaliteit. Hulle sê there's no replacement for displacement, nee. So, size op die einde van die dag. Okay, maar hoe kry ek dit nou in praktyk reg? Wat ek vir jou gou wil wys, die normale planter se belt is 200 mm wyd. Dis ons eie bakkies. So ons belt is amper 300 mm wyd. So hier's nou verskillende bakkies. So ons het nou blou bakkies vir groot saad en dan het ons groen bakkies vir medium saad en rooi bakkies. So ons 800, 700, 600, 550 telling plant ons met dit. Ons groen bakkies is ons middle size wat gaan van 400 af tot omtrent 200 size en dan hierdie planter van ons is baie nie uniek nie. Ons planterskagte kan tot 'n 90 telling plant. So ons het baie wye planterskag. Hy het ook sulke brille wat jy kan verstel en daar kom ook inserts in as jy chats plant. So hierso van die agterkant af kan jy dit eintlik baie goed sien. Ja. Nico kan dit ook. So, as ek jou net kan terugbring na die voorkant van die planter toe.
En ek wil begin daarmee dat hierdie plante van ons doen 9 bewerkings. So ons het 'n ripperstelsel Yes. en hy werk met hidroliese stikstof recoil. Hy's gestel, jy kan hom stel tot omtrent 200 bar en dan is die terugdruk omtrent 10 ton per tank. En die dan punt is, hulle gaan in die grond in. hulle gaan, as jy nie klaar gerip het nie, hy sal rip tot daar waar jy gerip wil wees. Soos ek net daarna kan wys, waar heel aan die onderkant, wys die ripper. Ons kan natuurlik nog dieper rip as daai. So dan, agter die ripper, broadcast ons die kunsmis. So die boonste bak, en ek het 'n foto daarvan saam hierso, met ander woorde, ons broadcast die kunsmis. Okay, ek hoor wat jy sê, ja. So die kunsmisband plaas ons nie, want as ons band plaas, brand dit die wortels, dis geweldig intens. So met ander woorde, hierdie bak plaas ons die NPK kunsmis. Dis nou die stikstof, fosfaat en kalium. Die onderste bak plaas ons die fosfaat mee. Het ek ook 'n foto van, so die fosfaat val letterlik met daai pyp op die saad. Ja. Die fosfaat. Dan het ons daar 3 stelle van dubbel nozzles waar ons al ons spoorelemente spuit. Dis daarso. Yes. En ons het baie professionele Soos die miljoens ons, dis nou ons pop-up. Nee. so daar's ons chemiese tank, hoë kwaliteit pomp. Hy het 'n skakelaar op die stelsel waar dit sak. Hy het 'n drukklep. Hy's outomaties, so jy sit hom aan en jou gaan nie, dit is glad nie van die operateur afhanklik nie. So ek het nou gepraat van die spruitstelsel, van die rippers, van die kunsmis, die fosfaat, dan ons planterskagte, ons het ook daar 'n chemiese bak vir alwilmbeheer. Yes. En dit dafkuil Nou as ek my Willem en daai tipe van daai goedel insit. en hy dafkuil in die bek. En daar kom ons na die fisiese planterbek toe. En hier het baie ontwikkeling plaasgevind. Met ander woorde, hoe ons skottel sit, hoe die bek is en hoe ons hierdie ultra-kwadrye vorm. Ja, want ek meen dit is nou wat ek wil weet, want ek meen hierso gaan dit nou oor jy met een dag en dan jy met hom kan dip. Ja. En dat hulle nie nou nader aan mekaar is. Ja, en dan ook die diepte. Nee, die diepte is geweldig belangrik, die fosfaatplasing en die kunsmis daar. Want onthou net, om 'n hektaar aardappels te vestig en deur te druk, is maklik al R200,000 per hektaar. Ja. Nee, dis nie klein geld nie. Dan, aan die ander kant wil ek net gou wys, die digtheidsverstelling is baie maklik. Dit vind baie maklik plaas. So, daar is 'n paar plaatsprockets en daar is die plantdigtheid, baie maklike verstelling, eenvoudig, baie eenvoudig. Waar cool. Byvoorbeeld, daai chats, die kleintjies kan ons tot so na so 100 mm plant en ons kan tot so ver as amper jy staat mense bril nodig, nee. Dit is so. Jessie, Andrei, nee. Jessie, 607 mal uit mekaar. Okay, ja. Ons wil nie so ver uit mekaar uitmaak. Ja, So as ons na die agterkant van die planter toe kom. Ons het die hidroliese domkrag daar. So as jy jou planter kalibreer, jy druk jou 2 hidroliese pype agter jou trekker in, dat sak tel hom op en dan kan jy jou wiel draai. Baie maklike Ja, maar kalibrasie. dit help nogal baie nie, want ek wil nou moet ek eers gaan soek vir 'n jack en jack, al ja. daai tipe van goede. Jessie, Andrei, maar jy weet baie. Ek het al gesukkel. So daar agter heel onder, ons noem dit 'n divider. Dis so 'n Ja. PVC bracket met daardie Allen cap skroewe, so jy kan dit oper en toorstel. Soos die groot saadplan 90s, stel jy hom oop en dit rangeer daai moer in die hoek in. So daai vorm van daai bek wat lyk soos 'n katamaran, Ja. maak vir jou 'n voor. So die saad wat aan die regterkant vir die planterskaf as skag afkom, val regs en dit wat links kom, val links. En daai bek plant 320 mm. En is daar dan nou gaan dit oor hoe hy op die belt is of met 'n of 'n timing ding of hoe gaan dit? Ja, kom ek sê, omdat ons mos nou 'n dubbelry planterbakkies het, nê. Ja. Dit wat links val, val links en dit wat regs val. Maar dan ook as ons teruggaan na daai woorde, sinsnedes wat ons geregistreer het wêreldwyd. Besef jy gou, as jy een ripper deur die grond trek, is dit niks. Ja. Maar sit nog 'n ripper langs hom. Nou hoe naby moet hy wees? En dan veroorsaak jy obstruksie. So dieselfde met 'n planterbek. Ons het nou tussen die wielspoor van 1.8 meter moet ons nou al ons dinge doen.
So daar speel grondaerodinamika baie groot rol. So ons plantebekke is 800 uitmekaar en ons het al baie goed probeer. Kom jy nader en jou grond se vogpersentasie is te hoog in die vloei. So verskillende grondmediums, verskillende silikas veroorsaak vir jou partykeer probleme, maar daar's maniere hoe ons dit ooreengekom het. So dis nogal taamlik diep wat hier aangaan. Ook die plasing van ons skottels. Daai tandem disc bedvorming, ons noem dit TDB. As jy dit anders doen, verstop jy die gang. Hierdie is die vrygang wat die grond deur beweeg. Buitekant nie so erg nie, maar dat dit hierso deur beweeg sonder obstruksie. So ons het genoeg nozzels hierso, ons fosfaat val op die saad, ons plaas dit presies, ons plaas dit akkuraat, maar die groot ding gaan oor vergroot die kruisafstand van die saad. En dit gee vir jou optimale groeisone, dit gee vir jou 'n groter knol en die fosfaat wat by die moer is, dis net wow. Dis vir my. As ek nou na daai goeders kyk, nee, want as ek sê singulation op die mielies het homself nou mooi bewys. Die ouens wat nou al hierdie goeders doen, persentasie gewys, wat skoor hulle in opbrengs give or take? Andrei, nee, dit is gevaarlik om dit te sê, maar in hoe lang is 'n stukkie tou, nee? Maar hierso, Andrei, nee, in klei en turf gaan ons vir jou 100% verhoging waarborg. As jy klei en turf, want onthou, watter planters het die rippers van ons nie, niks nie. So ons gaan in, ons maak los, ons plaas al ons goed reg, so 100%, maar jy gaan sonder 'n probleem 30% meer oes, sonder 'n probleem, net deur te verstaan dat jy jou oppervlakte vergroot. Dan kan ons natuurlik ook 'n bietjie nader plant, per oppervlakte gaan jy nie meer gif spuit nie, jy gaan minder kunsmis gebruik, want ons doen hy ripvert. En so om jou vraag te antwoord, jy gaan ten minste 95% meer oes. Ten minste, ons wil dit amper waarborg, maar natuurlik is jy mos nou goed. Ja. Omdat jy ultra kwad plant, moet asseblief nie jou re-reacher gaan hak en nou tussen die rye wil inklim nie. Want dan haak jy, dan gaan hom weer oopmaak jy op die kant, nee. Jy gaan moeilikheid maak. Want hy is nou 1.8 en die ander een is ons op 1.5 gestel, so dan krap hy die aardappels oop. So omdat ons 320 uitmekaar uitplant en ons centers is 800, moet ons hom los. Dan natuurlik is hy ook 'n baie groot vraag. Maar hier is die vraag, hoef ek ooit te re-reach of kan ek hom net so los? Nee. So ek spaar 'n bewerking. Maar kom ons gaan na die Vrystaatse boere. Kom ons gaan na die Suidoos-Vrystaat toe, nee. Daar trek ons 'n bedding, nee, van 700 mm diep, nee. Ja. En dan plant ons bedding in hom, maar met verjaar se reën het dit net eenvoudig kon die manne nie ingegaan het. So dis dieselfde plantmetode. Dis nog steeds 8 duim, 200 diep. Fosfaat, kunsmis, maar dan het ons byvoorbeeld, ons noem dit 'n elevator, is 'n elevating ridger hierdie, so dan bou jy jou wal, as dit gereën het, bou jy hom weer, so hy skep letterlik die grond op, en jy plaas dit weer, en hy smeer ook vir jou 'n wal. So, dit maak nie saak of jy in turf, of klei, of grys, of sand, hierdie planters loop oral oor Suider-Afrika, al ons buurlande, en die ouens doen uitstekend, maar wat vir my partykeer nogal goed is hoe min ouens wil sê hoe goed dit is. Want 'n aardappelboer wil mos nie eintlik jy laat die ander ouens meer oes nie. Is nie soos mielies nie, ons kompeteer nie met die ouens in Argentinië nie, nee. Ja, okay. Maar kan ons dit 'n naam gee? Andrei, kan ons dit nie 'n naam gee nie? Jy weet nee, op die einde van die dag, nee, dit is aanbod en aanvraag. Dis die kort en die lang van die storie, maar as ek mos iets weet wat die ander ou nie weet nie, nee, gaan ek dit nie wil sê noodwendig nie. Nou luister hier so, julle doen ook nie net daai nie, julle doen ook. Ja, uithalers, sommers. Daar's byvoorbeeld die grootste pakstoor in Suid-Afrika, dis een aan die Wes-Vrystaat. Hy doen tot 55,000 sakkies. So dit is grondvoorbereiding. Jep. Dan plant ons uithalers baie groot reeks, veral ons nuwe U-model. Yep. U-model, jou own design, so ons het 'n basis, ek sal dit baie graag vir wil wys. En dan natuurlik tipkar, ons bou uitstekende tipkar. Ons het ook hoppers, mini rigs, laaiers, so ons bedien die boer wat vir die prosesseerders lewer, vir die ouens wat vir die tafelmark, en natuurlik ook eie toerusting. So, en dan so kort en die lang van die storie is, dit wat ek soek, nee, vat 'n buis, en dan sit ek gesels ek en jy pas aan. Geef my so vinnige oorsig.
So met ander woorde, ek vra altyd wat is klaargemaak? 'n Graaf en 'n vishoek is klaargemaak. So hierdie basis hierso, eerste, tweede, derde beld. So die raam met die radkaste en hierdie belde. En dan kan die kliënt self sê, maar okay, hy wil 'n multi-cleaner hê. Of hy wil 'n lofbeld oor hê of 'n tepelbeld. Of hy wil 'n tepelbeld in hê. En dan sê ons vir meneer, wil jy 'n bulk elevator hê of wil jy 'n hopper op hê? En dan sê ons maar hoeveel mense wil jy ook aan die bokant laat staan. So en dan natuurlik het ons ook groot planne. Hierso is 'n masjien met treks. So ja, die planne hou nie op nie, maar dit is ons U-model. So waar jy plant gaan ons ook veel kan uithaal in baie tawwe omstandighede. Hoe maak ek om met julle in kontak te kom? Hoe werk die besigheid? Jy gaan na ons webwerf toe wat baie oud is. Ja. Ja. En dan bel jy my of jy bel die fabriek en jy bestel jou plant. Ja, ons is baie dankbaar hoe goed ons behandel is op Nampo. Ja, ons het uitstekend gedoen. Uitstekend. Fransa, dankie baie en well done op 'n baie interessante konsep. Ek meen Emilie ouens het hierdie ding nou al redelik deurgetrap. So ek is seker daarvan dit werk. Andrei, ek sê vir jou dankie ook. Plesier. Right, so dit is Francois Turner hierso by Turner. Ja. Aardappel equipment. Okay, so luister, hierdie is 'n ding wat al deurgetrap is in die mieliebedryf, nê. Nee. Daai spasiering so goed as moontlik bymekaar kan trek. Dink dis nogal baie cool. Ek sal like om te sien hoe lyk die aardappels as hulle opkom. Daar's so toi. As jy belangstel, linkjie bo of onder, kom met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.